Waarvoor lewe jy? Markus 8, vers 34 tot 37. Die stof het gaan lê na al die opwinding en terreur van Paasfees. Die kruisiging is verby, die opstanding is verby en almal weet Jesus lewe. Hulle kan nie stil bly daaroor nie. Dit was nie die spykers wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit was sy liefde vir jou. Dit laat mens wonder, watter effek het hierdie gebeure gehad op die volgelinge van Jesus? So dinge nou maar weer dieselfde wees soos voorheen was? Was dit nou maar 'n terugkeer na die status quo of het iets onherroepelik verander? Die geskiedenis vertel vir ons dat dinge daarna nooit weer dieselfde was nie. Hoe hanteer jy onherroepelike verandering wat jou lewe na 'n nuwe wentelbaan slinger? Dit kan trauma wees of onverwagte nuus of siekte of huweliksprobleme wat die deur na verandering oopstoot. Die meeste van ons hou nie van verandering nie en tog laat die Here dit toe in ons lewens. Hoe gaan jy reageer daarop? Laat mens baie vrae vra oor die lewe, dit wat jy tot dusver bereik het, waarin jou pad is, 'n heroriëntasie van alles. Vir baie mense het die tariewe van Trump 'n nuwe era aangelei van groot ekonomiese skommelings, aandele markte wat die bewerasies kry, baie mense het hulle werk verloor, spaargeld wat skielik in stof verander, toekomsplanne wat soos mis voor die son verdwyn. Wat maak ons met verandering wat God oor ons lewe loslaat? Wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet, is dit nie lank nie of jy probeer die persoon in 'n boksie plaas wat jy kan verstaan. Dit maak nie saak of die persoon daarvan hou of nie, jy doen dit in elk geval. En jy gebruik kriteria wat nie noodwendig vir ander sin maak nie. Jy het seker al dikwels beleef dat mense baie meer gekompliseerd en veelsidig is, en nie altyd lekker pas in die boksie wat jy hulle by wil indruk nie. As jy jonk is, gebruik jy ander kriteria as wanneer jy ouer word. Mense word maklik aanvaar of afgeskiet op grond van jou ervaring. Een van ons gewildste boksies is om iemand volgens 'n beroep te klassifiseer. Dis nie lank nie of ons vra daai vraag. So, wat doen jy? Ons probeer agterkom wat die persoon vir 'n lewe doen. Dalk help dit vir ons om hom in die regte boksie te plaas. Party sal daar antwoord, ek is 'n dokter, of ek gee Engels by die hoërskool, of ek bestuur 'n organisasie, of ek smous op die aandelemark, of ek is 'n skrywer, of wat ook al is wat mense doen. Daardie vraag werk, want ons almal doen iets. As iemand die vraag sou vra, so, wat doen jy? Word die wind so effens uit ons seile geneem as die persoon antwoord, so min as moontlik. Dis dalk 'n poging tot humor, maar onmiddellik word die persoon in die lampsakkige boksie geplaas. Daai plek wat gereserveer word vir lui mense wat teer op ander se harde werk. Tog is dit maklik om mense te laat praat oor dit wat hulle doen vir 'n lewe, want almal doen iets. Ons is selfs geneig om God in 'n boksie te druk op grond van ons eie troetelteologie wat ons aanhang, of wat vir ons werk. Groot is die onnigtering as hy nie lekker wil inpas nie en ons teologie gereeld bevraagteken word deur die Bybel. 'n tweede vraag wat ons dalk kan vra is, so, waarvoor lewe jy? Gewoonlik is daar so 'n oomblik van stilte, want mense weet nie lekker hoe om daai vraag te antwoord nie. Dis 'n goeie vraag, want net soos ons almal iets doen, lewe ons almal ook vir iets, selfs al weet ons nie vir wat nie. Mark Twain het so gestel, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. As jy dus iemand sou vra, so waarvoor lewe jy? Sal party uiteindelik antwoord, wel, ek lewe vir geld, of ek leef vir roem, of ek leef om my pa se aanvaarding te kry, of ek leef om 'n slag net raak gesien te word. Waarvoor lewe jy? Om ons te help om daai vraag te antwoord, stap ons so 'n bietjie terug in die geskiedenis na 'n plek met die naam van Caesarea Philippi, 'n Romeinse stad aan die noordekant van die see van Galilea. Daar is 'n groot rotskraans wat die landskap oorheers, en die voet van die kraans is daar 'n stroompie wat vloei na die see van Galilea en dan uiteindelik die Jordaanrivier word. Toe Jesus daar was, het die destydse wêreld gegons oor hierdie man van Galilea. Wie was hy? Met wie se krag doen hy al sy wonderwerke? Wat wil hy van ons hê? Hoekom is hy hier? Wat 'n verskil maak dit om hom te ken en te volg? Na 'n brander van aanvanklike populariteit was die nasie egter nou verdeeld. Daar was baie van die gewone arme mense wat agter hom aangeloop het.
Maar dit was ook waar dat die rykes en magtiges se opinie stadig teen hom begin draai het. Ver op die agtergrond het die dromme van die oppositie begin doem. Voor baie maande verby was, het hulle geraas aangegroei tot 'n oorverdowende dreuning wat sou uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Jesus het natuurlik dit alles geweet. Hy het geweet dat die publieke opinie teen hom sou draai op die einde. As voorbereiding vir dit wat sou kom, het Jesus sy disippels weggevat na 'n stil plek, om vir hulle 'n dieper vraag te gaan vra. Matteus 16. Toe Jesus op 'n dag naby die stad Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, wat sê die mense oor my, die seun van die mens? En wat dink julle oor my? Jesus se disippels was gou om hulle opinies uit te spreek, totdat Petrus sy vrymoedige belydenis doen. Hulle antwoord, party sê u is Johannes die Doper wat weer lewendig geword het. Ander sê weer Elia, nog ander sê u is Jeremia of een van die profete. Jesus vra hulle toe tromp op, en wat sê julle van my? Wie is ek volgens julle? Simon Petrus het nie oomblik gehuiwer nie. U is die Christus, die redder wat deur God na ons gestuur is. U is die seun van die lewende God. Maar die gesprek eindig nie daar nie, want Jesus het meer gesoek as net 'n belydenis. Hy het ook 'n toewyding, 'n commitment gesoek. Die kennis van Jesus moes uitloop op 'n lewe van verandering, 'n nuwe fokus. Petrus, is jy gewillig om jou lewe toe te wy aan my? Daardie uitspraak van Petrus sou sy lewe vir altyd verander en beïnvloed. Dinge kan nooit weer dieselfde wees as jy Jesus ontmoet het nie. So het Petrus het beleef, maar ook al Jesus se volgelinge na sy opstanding uit die dood en sy verskyning aan hulle. Verandering was in die lug. Abba sing mos 'n liedjie, There's something in the air tonight, Fernando. Maar in hierdie geval was dit nie verliefdheid nie, maar verandering. Hulle liefde vir Jesus sou 'n prys kos, dit sou 'n toewyding kos, dit sou 'n ander manier van lewe kos. Dis soos Jesus het beskryf in Markus 8. As iemand my volgeling wil wees, moet hy sy hele lewe vir my gee. Ek sal met niks minder tevrede wees nie. Om my te volg is nie altyd maklik nie. Dit is soos om jou eie kruis na jou dood toe te moet dra, as ek dit van jou vra. Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vra vir my te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. Maar vra eers vir jouself die volgende vraag. Wat help dit as al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 'n Mens kan nie vir jou 'n plek by God koop met al die geld in die wêreld nie. In die Grieks is die woord vir lewe psyche, waarvan ons woord psigologie of sielkunde vandaan kom. Partykeer verwys dit na die deel van jou liggaam wat nie gesien kan word nie, in kontras met jou lyf wat jy wel kan sien. Maar het verwys ook na die hele mens of die innerlike bewuswording van jouself wat ons persoonlikheid noem. Die psyche is dus die regte jy wat lewe en asemhaal en besluite neem. Die vertaling van lewe is nie 'n slegte vertaling nie, solank as wat ons in gedagte hou dat dit gaan om meer as net 'n fisiese bestaan. Met dit as agtergrond kan ons dalk hierdie gedeelte so parafraseer. Jesus sê, nou dat julle weet wie ek is julle reg om julle kruise op te neem en my te volg? Voordat julle antwoord, laat ek julle eers waarsku dat om my te volg, deur die oë van die wêreld gesien gaan word as tydmors, 'n vermorsing van jou lewe. Die mense van die wêreld sal nooit kan verstaan wat julle doen nie. Dit sal vir hulle lyk of julle lewens opmors en weggooi deur vir my te wil lewe. Julle het natuurlik altyd 'n ander opsie. Julle kan probeer om julle eie lewens te red deur te leef vir julle eie begeertes. Baie mense doen dit. Hulle lewe asof hulle beroep al is waaroor dit gaan. Maar die mense wat net leef vir hulle self, sal op die ou end ontdek dat hulle lewe vermors het op dinge wat nie eintlik saak maak nie. Hulle het probeer om hulle self te red deur vir hulle self te lewe. Maar op die ou end was hulle op die verloorpad. Hulle het hulle lewe opgemors op 'n waarlose gesoeke na onbelangrike dinge. Maar as jy my volg, selfs al is dit nie altyd maklik nie, is die kans goed dat jy dikwels misverstaan gaan word. Maar op die ou end gaan dit jou lewe red. En al die mense wat nou vir jou uitlag, sal op daardie dag nie meer lag nie. Dan sal hulle sien dat jy reg was en hulle verkeerd. Wat baat dit jou om die rykste man in die wêreld te word of op te klouter na die hoogste sport van korporatiewe leer?
of om die hoogste salaris te verdien in jou veld, of om die applaus van die wêreld in jou ore te hoor. Watter goed sal dit jou doen, as jy op die ou end agterkom dat dit net tydmors was? Wat sal jou blink nuwe kar dan vir jou help? Sal jy dit kan inruil vir 'n beter lewe? Nee, jy kan nie. Maar as jy wil aanhou leef volgens die wêreldse standaarde, gaan voort. Miljoene mense doen dit. Op die ou end gaan hulle spyt wees, maar dan sal dit te laat wees om iets daaraan te doen. Of soos een ou dit opgesom het, life is simple, is just not easy. So wat gaan dit vir jou wees? Besluit nou, die pad van die kruis of die pad van die wêreld. Jy moet jou lewe iewers investeer. Wat is die beste transaksie wat jy kan beklink? Dit herinner mens die woorde van die lied van Bob Dylan, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Op hierdie punt het Bob Dylan en Jesus saamgestem. Jy gaan iemand dien, maar vir wie gaan jy dien? Watter een gaan vir jou die meeste voordeel inhou? Laat 'n mens wonder, was Jesus se lewe 'n mislukking? As jy kyk na sy lewe, sien jy gou die antwoord. Hy is gebore in 'n obskure klein dorp op die platteland van die Romeinse Ryk. Hy het nooit college toe gegaan nie en nooit enige professionele opleiding gehad nie. Hy het nie eens 'n bankrekening gehad nie. Hy het geen eiendom besit nie behalwe die klere aan sy lyf. Hy het nooit enige publieke hoedanigheid sy dorp gedien nie. Hy het nooit 'n boek geskryf nie. Hy het nie 'n vrou of kinders gehad nie. Sy beste vriende was bloukraagwerkers. Hy het tuis gevoel tussen die verwerptes en sondaars van die samelewing. Sy bediening was gefokus om te preek op die platteland. Hy het mense in die sinagoges geleer, moeilike vrae beantwoord, hulle siekes genees en demone uitgedryf. Sy teenstanders het hom aangekla daarvan dat hy kop in een mis was met die duiwel. Hy het baie invloedryke vyande gemaak deur korrupsie en hoë plekke oop te vlek. Uiteindelik is sy teenstanders hom laat vang, om voor 'n boendehof gesleep en hom ter dood veroordeel. Was Jesus 'n mislukking? Volgens die meeste moderne standaarde sou ons hom seker as 'n mislukking kon beskou. Hy het dit nooit gemaak tot bo op die leer nie. Sommige mense kan dink, as daar nou een man was wat sy lewe vermors het, was dit dalk Jesus. Maar hou dan ook die volgende gedagte. Na meer as 2000 jaar word sy woorde steeds onthou en herhaal dwars oor die wêreld. Sy volgelinge bestaan uit miljoene mense en kan in elke land op aarde gevind word. Sy persoonlike integriteit staan kop en skouers uit, ten spyte van aanvalle van afsiniese mense en die gespot van sy vyande. Sy dood het gelyk soos 'n tragedie en die manier geword waardeur ons verhouding met God herstel kon word. Sy hele missie na die aarde wat verby gelyk het na mislukking, het uitgedraai as die grootste suksesverhaal in die geskiedenis. Hoe is dit moontlik? Hy is dan verneder tot in die dood. En het gelyk of hy sy lewe verloor vir geen goeie rede nie. Tog, deur sy dood, het God hom verhoog tot die hoogste posisie in die heelal. Filippense 2 stel dit so, maar God het hom uit die diepte van vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God iemand kan gee. Nou is niks en niemand belangriker as hy nie, en niks en niemand kan ook belangriker as hy wees nie. God het self so besluit. Net mooi almal sal voor die groote Christus moet buig. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs die wat lankal dood is, sal voor Jesus moet buig. Hulle almal sal met oortuiging vir mekaar sê, Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. En Jesus het duidelik gemaak hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. Daar in Johannes 12. Laat ek dit vir julle so verduidelik. 'n Koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een saadjie bly. Maar as jy dit in die grond saai, verdwyn die saadjie ruklank. Dit is of te doodgaan. Maar dan kom daar 'n plantjie op en dit dra honderde koringkorrels. Uit die een saadjie het 'n groot oes tevoorskyn gekom, maar daarvoor moes dit eers doodgaan voor die vrug na vore gekom het. Solank as wat die saad veilig was, het dit alleen gebly. Maar as die saad sy lewe verloor, bring dit 'n groot oes tevoorskyn. Jy kan nie jou eie lewe red nie, maar jy kan dit verloor. As jy probeer om jou lewe te red, sal jy dit op die ou end verloor. Maar as jy dit sou verloor terwille van Christus, sal jy dit red. En dis wat Jesus gedoen het, hy het homself gegee. Daar is nog 'n manier om te kyk na die hele vraag omtrent verloor en red. Is jou lewe 'n beroep of 'n roeping? In wese is die verskil tussen die twee soos volg. 'n Beroep is iets wat jy kies vir jouself, 'n roeping is iets wat gekies word vir jou deur iemand anders. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Om net vir jou beroep te leef wat jy gekies het,
is iets anders as om deur God geroepe te wees vir 'n lewenstaak en sending in die lewe. Your career is what you're paid for. Your calling is what you're made for. Die Bybel praat nooit daarvan om 'n beroep te hê nie. Jy sal nie eens die woord in die Bybel vind nie, alhoewel verskeie mense wel beroepe beoefen het. Om 'n beroep te hê is nie 'n Bybelse fokus nie, maar om 'n sending of roeping op jou lewe te hê, is wel. Dit beteken nie dat gelowiges nie beroepe kan kies of beoefen nie. Ons almal doen dit. Party van ons is skilders, kunstenaars, dokters, rekenaarboffens, bankiere, verpleegsters, onderwysers of soldate. Maar die verskil is dit: die mense van die wêreld leef vir hulle beroepe. Die volgelinge van God leef nie vir hulle beroep nie. Iemand het roeping so gesien, dit laat mens nogal dink. Ons roeping gaan daaroor om ons beste te gee, selfs wanneer dit nie so opwindend voel nie. Ons roeping is om gehoorsaam te wees aan dit wat God alreeds vir ons gesê het om te doen. Ons roeping is om die beste gebruik te maak van elke geleentheid. Jy moenie opgee op die drome en passies wat God in jou hart gesit het nie. Maar moet ook nie ophou lewe hier waar jy nou is nie. God het jou opgeroep om goed te doen. Nog 'n denker die onderskeid so gesien: a job is how you make money. A career is how you make a mark. A calling is how you acknowledge a higher vision. Wanneer jou beroep sentraal staan in jou lewe, word jy gedryf deur jou beroep en gaan alles vir jou daaroor om die beroepsleer te klim. Jy doen aansoek om 'n werk en los dit 'n paar jaar later want dit is 'n goeie beroepskeuse. Jy sou uitkyk na een wat nog meer geld en voordele inhou. So verbreek jy al jou verhoudings op een plek en trek weg na 'n ander plek in die land of wêreld, want jou beroep verwag dit van jou. Elke besluit spoor jou aan om uiteindelik eendag die vaa plek te bereik waar die top van die beroepsleer genoem kan word. As jy eers daar arriveer, dan is jou beroep volledig en sal die wêreld vir jou hande klap en waardeer vir alles wat jy bereik het, of hoe? Of so dink ons in 'n oomblik van swakheid. Dit wil voorkom of Jesus presies so iemand 'n gedagte gehad het toe hy gesê het: hy wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Jou beroep mag dalk juis in die pad staan daarvan om jou roeping en missie in die lewe te vervul. En jou roeping mag dalk nooit sin maak as 'n beroep nie. Jou beroep beantwoord die vraag: wat doen jy vir 'n lewe? Jou roeping of missie beantwoord die vraag: waarvoor lewe jy? Jou beroep is 'n leer om te klim, jou roeping is 'n goddelike reis om te onderneem. Jou beroep vat jou al die pad na die boonste sport, jou roeping lei jou egter altyd na die kruis. Jou beroep maak van jou 'n professionele persoon, jou missie of roeping maak van jou 'n disipel van Jesus. Jou beroep gaan oor die hier en nou en jou missie gaan oor die ewigheid. As jy net hier is om te eet, slaap en kennis te verwerf, 'n graad te kry, te trou, 'n werk te kry, kinders te kry, die beroepsleer te klim, geld te maak, 'n aftreepakket op te bou en 'n vakansiehuis te koop, en eendag met oorgenoeg af te tree en oud te word en dan dood te gaan, wat het jy eintlik bereik? Al die dinge is oké, maar as dit al is waaroor die lewe gaan, is jy niks beter as enige van die heidene en ongelowiges wat nie eens in God glo nie. Dit is lekker om 'n beroep te hê, maar dit is veel beter om 'n roeping en missie van God te hê. Nie lank na die val van die Sowjetunie nie, het 'n pastoor uit Sint Petersburg vertel hoe dit was om groot te word in 'n kommunistiese land. Sy pa, wat 'n pastoor was vir meer as 40 jaar, het gewoonlik vir sy ma gesê: een nag terwyl ons slaap, gaan daar skielik 'n klop aan die deur wees. Wanneer dit gebeur, moenie verbaas wees as die KGB my wegneem in die middel van die nag en jy my nooit weer gaan sien nie. Wanneer dit gebeur, moenie jou geloof opgee nie. Nadat ek weg is, onthou, die Here sal jou nooit verlaat of alleen los nie. Gedurende die kommunistiese jare is baie Christene gearresteer en in gevangenisse gedruk of in sielkundige inrigtinge gestop waar hulle swaar gelei het vir hulle geloof. Party gelowiges het 25 jaar of meer agter tralies deurgebring vir hulle geloof in Jesus Christus. 'n Paar het wel uitgekom en boeke geskryf oor hulle belewennisse, maar die meeste wat gelei het vir God het nie enige boeke geskryf nie, want hulle wou nie enige publisiteit lok nie. Hulle het hulle tyd in die tronk gesien as deel van hulle diens aan God. Hulle ingesteldheid was: as God my meer effektief kon gebruik in 'n tronk, dan is dit waar ek hom wil dien. Rick Warren som het mooi op: living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with our lives. Om anders te stel, Jesus roep sy volgelinge op om uitverkoop te wees aan sy koninkryk. Dit geld vir alle Christene van alle tye, nie net voltydse Christenwerkers soos pastore of sendelinge nie. Veronderstel jy is 'n elektriese ingenieur of 'n
prokureur. Hier is God se job description vir jou, sy taakbeskrywing. Jy is 'n sendeling, goed gekamoufleer as 'n elektriese ingenieur. Jy is 'n sendeling, goed vermom as 'n prokureur. Dit is lekker om 'n beroep te hê, maar dit is veel beter om op 'n sending vir God te wees. Dit is nie verkeerd om 'n beroep te hê of om goed te doen volgens wêreldse standaarde nie. Dit is nie sonde om van werk te verander of te verhuis na ander dorpe of lande nie. Maar wat is jou motivering daarachter? Twee mense mag dalk dieselfde beroepspad kies en beide mag dalk op die ou end die top bereik. Een sal net leef vir sy beroep, terwyl die ander een sy lewe sien as 'n roeping van God, 'n missie waardeur hy God kan verheerlik. Die een het sy lewe verloor, die ander een het dit gered. Vra jouself, het Jesus 'n beroep gehad? Wel ja, hy staan bekend as 'n skrynwerker. Maar sy eintlike missie van God was nie om die eerste IKEA oop te maak in die Midde-Ooste nie, maar om die redder van die wêreld te wees. Niks wat hy gedoen het maak sin vanuit 'n beroepstandpunt nie. Om gekruisig te word is nie 'n goeie beroepskeuse of career move nie. En tog, deur sy dood het hy die wêreld met God versoen. Ons verhouding met God herstel. Was hy 'n sukses of 'n mislukking? Baie mense wat ons ken het al op hulle sterfbed beland. Ek wonder hoeveel sy laaste woorde was, ek het my tyd gemors. Ek wens ek het dit anders gedoen. En dis eers as ons aan die einde kom en terugkyk, wat ons spyt kry oor dit wat kon gewees het. Dis eers as ons op die einde van ons lewens kom, wat ons besef hoe ons die enigste lewe wat ons ontvang het, opgemors het. Moenie jou enigste lewe vermors nie. Shakespeare het geskryf, I wasted my time, now does time waste me. Vroeger of later kom ons almal aan die einde van ons aardse reis. Wat sal ons kan wys vir ons tydjie op aarde? Aha, sy het daarom 3% van al die Netflix films gekyk en omtrent 12% van al die sepies en vervolgreekse. Sonder twyfel sal ons terugkyk na hoeveel tyd ons opgemors het. Een digter het so beskryf, ek het maar net 1 minuut met 60 sekondes daarin. Dis in my gegee, ek kon dit nie weier nie, ek het dit nie gesoek nie gekies nie, maar dis daar vir my om te gebruik. Ek sal swaar kry as ek het verloor en ek sal moet rekenskap gee as ek het vermors het. Net 1 klein minuutjie, maar die ewigheid was daarin. I wish I could turn back time and make better choices, but the only thing I can do is be here in this moment. Robert Jeffrey van Canada het uit 'n ryk welvarende familie gekom. Hy was die erfgenaam van 'n groot koerantfortuin in Toronto. Toe hy as 'n jong man begin het hy die Chinese taal begin leer en is hy 'n groot salaris aangebied deur Standard Oil in New York as hy vir hulle sou kom werk. Maar dan sou hy sy sendingroeping moes prysgee om in China te gaan werk. Hy het hulle aanbod geweier en hulle het sowaar sy salaris verdubbel. Hy het weer geweier. Hulle het vir hom nog 'n boodskap gestuur. Robert Jeffrey teen enige koste. Hy het teruggeskryf, julle salaris is groot, maar julle werk is te klein. Hy het 35 jaar in China spandeer as sendeling en gehelp om die Bybel te vertaal na Kantonees. Toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, is hy en ander sendelinge in 'n konsentrasiekamp geplaas. Hy het baie gelei daar en is uiteindelik daar dood 2 weke voor die einde van die oorlog. Het hy sy lewe vermors deur 'n sendeling te wees in plaas van om 'n verhewe beroep by 'n oliemaatskappy te beoefen? Dit hang af van jou perspektief. C.T. Studd het gesê, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Wat sal ons op daardie laaste dag sê omtrent ons eie lewenskeuses? Meer belangrik, wat sal die Here te sê oor ons? Jim Elliot was 'n sendeling, 'n loods wat vermoor is in 'n poging om die evangelie aan die Auca-Indiane in die oerwoud van Suid-Amerika te bring. Sy lewenslese was, He is no fool who gives what he cannot keep, to gain what he cannot lose. As jy sal probeer om jou lewe te red, gaan jy dit op verloor op die ou end. As jy jou lewe verloor vir die saak van Christus, gaan jy dit op die ou end red. As jy net lewe vir jou beroep, wat 'n verskil gaan dit maak 10 sekondes nadat jy jou laaste asem uitgeblaas het? As jy jou lewe gegee het in diens van die koninkryk van God, mag die pad dalk nie altyd maklik gewees het nie, maar 10.000 jaar van nou af sal jy nie spyt wees oor jou besluit nie. Martin Luther as 'n priester gewees het eendag in 'n teks vasgeloop het wat sy lewe verander het.
Eers het die teks sy lewe verander en toe het hy die wêreld verander. Toe Martin eers hierdie woorde verstaan het hy soos 'n nuwe mens gevoel, het sy lewe omgedop. Hy was nie langer gewillig om net 'n eenvoudige monnik in 'n klooster in Erfurt in Duitsland te wees nie. En toe die vuur in sy siel eers in die brand gesteek is, het hy vlam gevat en sy lig gaan versprei deur die hele destydse Europa. Die teks het hom so aangeraak het as Romeine 1 vers 16. Ek is glad nie skaam om die goeie nuus oor Jesus Christus bekend te maak nie. God se groot krag is aan die werk op elke plek waar hierdie boodskap verkondig word. Hy red elkeen wat dit glo, Jode en nie-Jode. God se goedheid word sigbaar oral waar mense met hulle hele lewe op hom vertrou. 'n Ander vertaling sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Daardie teks is geskryf deur Paulus en die gelowiges in Rome. Hy was nie skaam vir die evangelie van Christus nie. Hy het God se roeping op sy lewe ontvang op pad na Damaskus en verander vanaf 'n vervolger van Christene na 'n verkondiger van Christus. Sy beroep was eers om Christene te vang, in tronke te stop en dood te maak, maar toe God sy hand op sy lewe gelê het, het hy alles ingesit om die goeie nuus omtrent Jesus bekend te maak aan hulle wat nog in tronke van sonde leef, wat dood was in hulle eie sonde. Hy het gedink hy dien God en doen hom 'n guns om Christene te vang en in tronke te gooi. Hy het sy bes probeer om hulle boodskap stil te maak, maar toe loop hy in Jesus vas en alles verander. Die evangelie word nou vir hom die krag van God. Die Grieks gebruik daardie woord dynamis, waar ons die woord dynamies of dynamiet vandaan kry. Die evangelie bevat die dynamiese krag van God. Paulus het nie verskoning gemaak vir sy boodskap aan die gelowiges in Rome nie, want hy het geweet dat die evangelie kragtig is en enige weerstand kan oorweldig wat die trotse mense van Rome ook al mag gebruik. Die krag van die evangelie is in staat om sondes te vergewe, om nuwe lewe te gee en om die deur na die hemel oop te maak. Geen ander krag op aarde kan dit doen nie. Elkeen wat dit sou glo, is iemand wat 'n persoonlike besluit neem om Jesus te vertrou. Dis 'n wilskeuse. Die evangelie vra altyd 'n persoonlike reaksie. Dit is nooit genoeg om maar net die evangelie te hoor nie. Jy moet op een of ander manier daarop reageer. Jou lewe as 'n Christen moet so anders wees, dat selfs ongelowiges hulle eie ongeloof begin bevraagteken, terwyl hulle jou lewe dophou. Iemand het eendag die voorbeeld gebruik van 'n seldsame kaaskoekvirus, om te verduidelik hoe dit werk. Veronderstel, jy voel nie so goed nie en jy besoek die dokter om jou die bietjie deur te kyk. Hy doen 'n paar toetse op jou en toe resultate terugkom, sê die dokter, ek is jammer, maar ek het baie slegte nuus vir jou. Jy het 'n baie rare siekte, die kaaskoekvirus het jou getref. Jy het dit erg. Ongelukkig is die siekte fataal en kan jy sterf daaraan. Maar daar's hoop, daar's een ding wat sal werk. As jy hierdie medisyne sou gebruik, wat ek nou vir jou gaan gee, moet jy dit dadelik neem om enige kans te hê op oorlewing. En so stem jy in, en aanvaar die medisyne van die dokter. Dan gaan jy huis toe, sit die bottel op jou rak in die badkamer en vergeet daarvan. Wat sal nou met jou gebeur? Voordat jy antwoord, onthou, jy is siek, jy is sterwend, jy weet daarvan, die medisyne sal jou lewe red. Al wat jy hoef te doen is om dit te neem. Jy het selfs die medisyne op die rak in jou badkamer. Die genesende krag daarvan is 'n paar meters vanaf jou lippe af. Wat sal gebeur as jy nie die medisyne sou neem nie? Jy sal sekerlik sterwe. Die medisyne op die rak kan niks goeds vir jou doen as jy dit nie sluk nie. Dis nie eens goed genoeg om persoonlik die medisyne in jou huis te hê nie. Dis nie goed genoeg om te dink dat jy dit eendag sal neem as dinge ernstig raak nie. Jy moet die medisyne nou persoonlik drink. As jy dit nie sou doen nie, is jou begrafnis net 'n paar dae weg. Dis dieselfde met die evangelie van Christus. Jy is siek met die virus van sonde. Jy is al siek lank, selfs al jy het nie eers geweet nie. Die goeie nuus van Christus wat in jou plek die straf vir jou sondes gedra het, is die medisyne wat jy nodig het. Dit bevat al die krag om jou te red van sonde. Maar watter goed sal dit aan jou doen as jy nooit die medisyne neem nie? Watter hoop is daar dan vir jou? Die antwoord is geen. Die evangelie het die krag om jou te red en daardie krag is nêrens anders te vind as in die evangelie nie. Die goeie nuus van Jesus. Dis die vers wat Martin Luther se lewe verander het. Hy het sy beroep as monnik prys gegee en sy roeping vanaf God ontvang en so die protestantse reformatie begin. Deur geloof alleen
nie deur die wet te probeer onderhou nie, deur geloof alleen, nie deur gehoorsaam in die Katolieke Kerk te wees nie, deur geloof alleen, nie deur menslike pogings nie, deur geloof alleen, nie gered deur gedoop te wees nie, deur geloof alleen, nie deur goeie intensies nie, deur geloof alleen, nie deur sakramente te gebruik nie, deur geloof alleen, nie deur boetedoening of die gee van almoese nie, deur geloof alleen, niks meer nie, niks minder nie. Paulus kon skryf, hy skaam hom nie vir die evangelie nie. Moet nou nie skaam wees om die roeping van God op jou lewe uit te leef nie. Moet nou nie skaam wees om jou koninkryk van God eerste te stel nie. Moet nie skaam wees om die goeie nuus van die evangelie te deel met ander nie. Dit bevat die krag om mense se lewens te verander om die donkerste vlek van sonde uit te was. Life is not a dress rehearsal. Die lewe is nie 'n oefenloopie vir ewigheid nie. Live this day as if it were your last. The past is over and gone. The future is not guaranteed. Ons het nie een kans om te doen wat ons ook al gaan doen op planeet aarde. Jy kry nie 'n tweede kans nie. Voor jy jou oë uitvee is jou tyd verby. Beoefen jy 'n beroep of het jy 'n goddelike roeping op jou lewe? Die antwoord op daai vraag gaan al die verskil in die wêreld maak. Your life is not a dress rehearsal. This is it. It's showtime. Wat doen jy vir 'n lewe? Is 'n vraag wat die meeste van ons redelik maklik kan antwoord, maar waarvoor lewe jy? Is die harder vraag. Mag God jou help om vir Christus te leef, vandag en môre tot met jou laaste asemteug. Dankie Jesus, dat U sin aan my lewe gee. Ek wil nie langer vir myself en my planne leef nie, maar wil graag U plan vir my lewe volg. Ek wil nie eendag ontdek dat ek my lewe gemors het nie, maar dat dit betekenis gehad het, wat 'n verskil gemaak het. Ek wil lewe vir U alleen. Amen.